Dit is altyd te min. Of stem julle nie my saam nie? Mens het nooit genoeg nie. Daar's altyd nog ietsie wat jy wil hê. Nog ietsie wat 'n ou wil koop. Iets wat 'n ou van droom. Ja, eendag as ek groot is, wil ek dit doen. Daai een hê, hierdie dit. En die advertensies moes nou skelm met die goed aanbetref, nie? Hulle adverteer hom so dat jy na hierdie advertensie gekyk het. Kyk, daar's twee tipe advertensies. Ek begin nou ook dit verstaan. Een tipe dan sê ek vir Rihanna, wat het hulle nou geadverteer? Dan was dit nie vir my generasie nie, nee? Dis vir iemand anders. Die ander advertensie laat jy voel, ja man, my lewe sal regtig beter wees as ons hierdie het. Miskien moet ons begin spaar. Die lewe is ook interessant, nee? Partykeer dink ek, as ek hierdie ding het, dan sal ek dalk meer vriende hê. Of mense sal my aanvaar. Of dink ek is cool, want ek het hierdie. So, het gaan oor identiteit. Ek kan dalk iemand wees as ek hierdie goed gekoop het. En aan die ander kant van die spektrum is daar die duisende mense, duisende, oor die wêreld heen, in ons land, wat wonder waar gaan hulle iets kry om te eet vandag. Wat net wil oorleef, en daarvoor sal hulle beklei. Nou ek het 'n paar gedeeltes, want dit is interessant, Matteus 6 is daar 4 gedeeltes wat oor geld praat. So ek gaan al 4 lees vandag, ons sal betyds vir die rugby klaar wees. Dallas Willard het my nogal gehelp met dit. Elke keer as mense ergens by iets is, of stilte tyd hou, of kerk toe gaan, of 'n mooi preek hoor, of 'n lelike preek hoor, of wat ook al, vat net dit wat by jou vassteek, en laat die ander goed gaan. Nee? So vat net dit wat die Here vanoggend op jou hart lê, rondom jou gesindheid oor geld en besittings, en laat die ander goed gaan. Dis oké. Jy hoef nie alles te onthou wat ek gesê het nie. Daar's geen toets na die tyd nie. Alright. Matteus 6. Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpasy nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle. Hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie dade verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Tzedaka is die Hebreëse woord vir 'n regverdige mens, 'n goeie mens. En dis dieselfde woord wat gebruik word as hulle sien iemand gee iets vir armes. So vir die Jode het hierdie Hebreëse woord dieselfde ding gesê. Jy's 'n regverdige mens, jy's 'n goeie mens as jy iets vir die armes gee, is dieselfde woord. Is dieselfde woord. So belangrik was dit vir hulle dat jy armes moet help. Ja, jy het ekstra punte gekry by God as jy armes help, so het hulle geglo. Van die beste goeie werke is om armes te help. So die Jode het dieselfde geleer oor hierdie onderwerp as wat Jesus geleer het. Wanneer jy armes help, doen dit op so 'n manier dat jy nie raak gesien word nie. Skynheilig, die letterlike vertaling is om 'n akteur te wees. Om 'n akteur te wees. Om toneel te speel. Met ander woorde, ek speel toneel. Ek maak asof ek omgee en vir mense goed doen en vir armes gee, maar in die binnekant hier hoop ek iemand sien dit raak. En sê vir my, wow, Frans, jy's 'n oulike ou, kyk hoe help jy hierdie mense. Yes, iemand het raak gesien. Dis 'n akteur. My tannie het altyd gesê, heilig skynend. Skynheilig, heilig skynend. Want eintlik is ek so lief vir myself, dat ek bereid is om vir my goed weg te gee, net om aandag te kry en raak gesien te word. En dan kom 'n skokkende ding. Dan sê Jesus, jy sal, as jy so optree, geen dankie of beloning van God kry nie.
Want jy's reeds ten volle vergoed vir jou goed doen aan armes. Die ten volle beloon is die aansien van mense. So ek kies. Aansien van mense, God, waar wil ek my dankie kry? Ja, ons is snaaks, mense. Ons doen die weerste goed, as dit kom by hierdie uitdeel, armes help. Party mense sal armes help, want hulle sê, ek moet. Ek moet, dis die wet, God sê, ek moet uitdeel, armes help, ek moet. Die probleem as ou so dink, is jy kan nooit genoeg gee nie. Want jy gee niks van jouself nie. Hoor jy, dit gaan klaar meer as net geld en kos en wat ook al. So as ek sê, ek moet vir armes gee, en ek moet gee, en ek moet gee, en ek moet gee, gaan ek nooit genoeg gee nie, want ek gee niks van wie ek is nie. Van wie ek is nie. Ander mense gee om aansien te kry, soos ons nou gehoor het. So dan eintlik gee ek maar net vir myself. Ek betaal net hier om iets hier te kan terugkry. Dan nooi Jesus. En sê maar, miskien moet jy dink daaraan, dat om armes te help, moet van binne afkom. Om ander te help, moet dalk wees, maar wag 'n bietjie, God gee vir my soveel oorvloed, ek het te veel, so kom ek deel uit. Net omdat ek so baie kry. Paulus stel dit so mooi. Alles wat Paulus gedoen het, sê hy, die liefde van Christus dring my. Nie dwing nie, dring my. Ek kan nie anders nie, want ek is so volgemaak en so heerlik om al die goedheid, soos Psalm 103 van praat, wat God my mee gekroon het. Ek sien dit raak, ek beleef dit, ek het dit, en so met 'n glimlag help ek. 2 Korintiërs 8 vers 7 sê, aangesien julle alles in oorvloed het, geloof, die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer en ons liefde vir julle, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. Dit moet so uitborrel dat jy nie anders kan nie, sê Jesus. So dit gaan nie net oor geld en goed wat ek uitdeel nie, dit gaan oor die gesindheid van jou hart. Die gesindheid wat hier binne is. Dit bring ons by die volgende teks. Matteus 6 vers 19. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Al die skatte wat ek op aarde kan bymekaar maak, het 'n vervaldatum. Almal het 'n vervaldatum. Of dit nou die motte is, wat daai maarklere wat ek bære, as ek eendag weer gaan maar wees. O, dankie nie. My klere krimp as dit in die kas hang. Julle sien ook. Dan kom ek daar dan die mot dit opgevreet. Vervaldatum. Die Griekse woord is brosses, verroes. Dit beteken letterlik, dit word weggevreet, wat jy het. Letterlik word weggevreet, en dan het hulle meer verwys nie na staal nie, maar die oorvloed kos wat ek dalk gebêre het. En nou vreet die wurms en die rotte en wat ook al dit op. So dit wat jy weggebêre het in oorvloed, word opgevreet, letterlik. En dan het hulle huise gehad wat baie keer van grond gemaak is, en as hy by die huis kom het 'n dief, en dis wat die teks ook beteken, letterlik deur die muur gegrawe om sy goed te steel binne in die huis. Alles het 'n vervaldatum, sê Jesus. So hier is 'n interessante vraag om 'n bietjie 'n toets in jouself te doen. Hoe reageer ek as ek besef ek is beroof? Iemand het iets van my gesteel. Of die rotte. Of die motte. Hoe reageer jy? Wat is die emosie? En kwaad is 'n
sekondêre emosie. So om kwaad te kan word, moet ek eers iets anders beleef. So as jy gedink het, ja, ek's kwaad, is ek so 'n oomblik dieper. Wat lê onder die kwaad? Hoekom is ek kwaad? Hoekom verwens ek? Hoekom kry ek dan nou skielik rotgif en motbolle en dis nie verkeerd nie. Hoor my reg. Maar wat is die reaksie? Hoekom is ek ontsteld? Is ek dalk te nagekom? Voel ek, daar word nou van my gemak wat ek vir myself geskep het weggeneem. En hoekom ontstel dit my? Hoekom ontstel dit my so? Kan dit wees dat ek dalk wanneer my goed wat oorvloedig is, opgevreet is of verrot het of wat ook al, dat ek vir 'n oomblik dalk in myself in die spieël sien en sê, waarmee is jy besig? Waar lê jou fokus? Dalk op skatte, identiteit, my aftreeplan, my sekuriteit, nie noodwendig verkeerd nie, maar waarin sit ek al my energie? As ek so ontsteld is, as my TV gesteel is. Dis maar 'n voorbeeld, nie? Ek wil hom net nie nou hierdie maand steel nie, dit sal nie 'n goeie maand wees. Dit sê iets oor my karakter, nie? Sê iets oor wat 'n tipe mens ek geword het. Wat geld en besittings my gevorm het om op 'n sekere manier te dink daaroor en vas te klou daaraan. Jesus nooi ons en sê, fokus eerder op skatte wat nie 'n vervaldatum het nie. Op skatte wat ewig hou. Wat niemand nie kan steel nie, wat nie kan deur rotte opgevreet word of nie. Hoekom is dit so belangrik vir Jesus? Dat hy wil hê ons moet eerder op ewige skatte fokus. Want waar jou skat is jou hart. En 'n ou se reaksie op hoe ek reageer as hierdie aardse tydelike goed van my af weggevat het, moet dalk iets sê vir jou oor wat jou skat is. Waarop plaas ek my rede vir geluk? Waarop plaas ek my rede vir vreugde? Net op aardse goed wat verval en 'n ander ou van my af kan wegvat in 'n oomblik? Of is daar meer? En dis die uitnodiging. Daar's meer, sê Jesus. Kom, kyk. Daar's 'n plek waar jy kan bymekaar maak wat dit nooit sal wegraak nie. En om armes te help is een van die plekke hoe jy daai skatte kan bymekaar maak. So hoor julle, Jesus kom nie reguit net sê dis verkeerd en dis reg nie. Hy sê dit gaan oor wat gaan in jou hart aan. Hoe dink jy oor hierdie goed? Hoe voel jy oor hierdie goed? En 'n manier op te kan kies en besef hoe ek dit doen is as my goed gesteel word, hoe reageer ek? Dit gaan nie oor of jy baie het en of jy min het nie. Dit gaan nie daaroor om alles te verkoop en nou vir die armes uit te deel nie. Dit gaan oor wat gaan in jou hart aan. Hoe dink en voel jy oor dit wat jy het? Die volgende teks maak die ondersoek net nog 'n vlak dieper. Vers 24. Niemand kan vir twee baase tegelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Slaaf kan nie God en Mammon as eienaar hê nie. 'n Slaaf het 'n eienaar gehad. Die eienaar het al die regte oor die slaaf gehad. Die slaaf het geen reg gehad nie. Hy het geen aftyd gehad nie. Hy het geen tyd gehad wat hy sê, "Oké, dankie, nou is my werk vir die dag klaar. Ek het my 8-9 ure ingesit. Nou gaan ek rustig 'n bietjie 10-pin bowling speel of ek gaan musiek luister." Nee. Hy het geen niks wat aan hom behoort nie. En Jesus vra 'n verdere ondersoekvraag. Wie se slaaf is jy? Mammon? Geld, materiële goed, als wat 'n vervaldatum het, als wat hierdie wêreld kan bied om vreugde en blydskap te gee. Nie noodwendig slegte goed nie, nê? Nee, natuurlik moet jy voorsiening maak vir aftrede en vir pensioen en. Maar wat gaan onder dit aan in jou hart? Moet ek hierdie goed doen want niemand anders gaan dit doen nie en ek moet vir myself sorg en Jesus sê, as jy aan God behoort, is daar ander spelreëls. God se slaaf is, dan vertrou ek God vir alles. Vir my geluk, vir my versorging, vir my voorspoed.
Hoor julle, wat gaan in jou hart aan? Want dit bepaal waar jou skat is. Of andersom, waar jou skat is, bepaal waar jou hart is. En onthou, sê Jesus, alles wat jy besit, alles, behoort in elk geval aan my. Jy behoort aan my. So as ek nou van my kant af dink, dan sê ek, okay, niks wat ek het is myne nie. Niks. Niks wat ek het is myne nie. So ek kan nooit in my lewe sê, maar ek kan met hierdie hemp, met my karretjie wat ek het, maak wat ek wil nie. Maar is nie myne nie. Dis God se. So ek moet eers vra, Here, wat wil U hê moet ek daarmee doen? Wat wil U hê? Dis U eiendom. En in 'n oomblik as ek dit begin vra en sê, maar wat wil U hê? Dan moet ek ook snap, maar die mens is vir God altyd belangriker as goed, as geld. Die mens is altyd belangriker vir God as geld. Ja, dit maak nog 'n groter deur oop. Hoe betaal ek die mense wat vir my werk? Dit wat die regering sê, minimum wages? Of vanuit dit wat ek het, betaal ek goed genoeg sodat hulle kan leef? Dis 'n moeilike vraag. Moeilike vraag. Nou gaan ek weg op Desember maand vakansie, my tuinman werk nie, nou betaal ek hom nie. So hy is ook op vakansie van eet. Nee? Hoe dink ek oor die goed? Dink ek nou, ja, nou skor ek dan 3 weke want ek hoef nie te betaal nie. Met ander woorde, die vraag gaan nou oor, hoe kry ek dit wat ek het? Kry ek dit in eerlikheid en opregtheid, want ek werk en my besigheid hanteer ek mense reg en. Of is daar ergens 'n eenvoudige voorbeeld is, wanneer ek, toe ons nog kontant mee gewerk het, by die til betaal en ek kry te veel klein geld. Gaan ek terug en sê ek vir my vrou, jy is dit geskor. Dis eenvoudig. Waar is jou hart? By die R3 wat jy geskor het. En dit kom weer terug na integriteit, karakter toe. Watter tipe mens is ek? Watter deel van my menswees is ek bereid om op te offer vir geld? Vir nog? Vir besittings? Watter prys is ek bereid om te betaal om te kan hê? Klok net klaar lê. Watter prys is ek bereid om te betaal vir aardse rykdom? My eer, my aansien, my eerlikheid, wat ons by laasweek weer bring, wat sê my ja is ja. As mense weet ek is nie heeltemal oop en eerlik met my geldsake en hoe ek besigheid doen nie, dan moet ek dalk begin beloof en sweer dat ek dit goed sal doen, want ek het my siel verkoop vir ekstra geld. Ek het my eerlikheid, my opregtheid, my regverdigheid verkoop. Die probleem is nie geld nie. Die probleem is die liefde daarvoor. 1 Timoteus 6 vers 10. Geldgierigheid is die wortel van allerlei kwaad. Nie geld nie. En dan sê hy die ouens wat dit najaag, van die geloof afgedwaal. Want ek het my hart weggegee. 'n Volgende interessante vraag, voor ons by die laaste teks kom. Wanneer jy dan nou genoeg het, wat maak jy daarmee? Wat maak jy daarmee? Party ouens gebruik dit glad nie. Ja, het ek genoeg en ek gaan nooit op vakansie nie, want ek moet my geld hou, want my kinders moet dit erf. Oh man, as jy so dink, kom praat asseblief met my. My kinders gaan net skuld erf. Hulle gaan my langer onthou as wat hulle vir jou onthou. Party ons gebruik geld net vir hulle self. Net vir hulle self. My eie gemak, my eie plesier, ek gee niks vir niemand nie. Inteendeel, ek noop almal in en.
Party ons gebruik dit om ander ouens te manipuleer. Ander mense te manipuleer en te beheer. Ander gebruik dit vir hulle eie onafhanklikheid en om die geluk wat ek het uit te deel vir ander. Die oorvloed wat ek het te deel met ander. Dit bring ons by die laaste teks, Matteus 6 vers 25. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer oor sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie, hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Dis alles dinge waarvoor die ongelowige begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Nou, ons het begin by die armes te help, nie? Toe praat ons oor die skatte wat in die hemel is. Toe praat ons oor God en Mammon, wie se slaaf is dit? Dit gaan alles oor jou karakter. Nou, Jesus is nie hier besig om 'n karakter te adverteer van 'n roekelose lewe nie, waarin ek nou maar net leef van dag tot dag en ek beplan nie vir my ou dag nie en ek sorg nie dat ek pensioen het. Nee, dis glad nie waaroor hierdie gaan nie, want jy het verstand gekry om dit te kan doen en te kan beplan. Wat hy sê is, oppas dat jy nie so worry, so ingesluk word, so sterk fokus op geld en om genoeg te hê, dat jy op die einde die vreugde in die lewe mis nie. Wanneer jy die hele tyd te worry oor geld en of ek genoeg gaan hê en of ek beskermd gaan wees, maak 'n mens angstig, né? Maak 'n mens angstig. Dit maak jou siek. Maak jou siek. Ons sê baie keer, ag, wat help dit om te worry? Dis 'n verkeerde stelling. Dit help om te worry. Dit help sodat jou bloeddruk al hoe meer word. Dit help vir jou om maagsere te kry. Dit help vir jou om kopsere te hê. Dit help vir jou om nie te kan slaap in die nag nie, want ek moet worry oor my geld. So ja, dit help om te worry. Maar na die verkeerde kant toe. Jesus sê nee, hoor mooi, ek gee lewe. Ek sorg en versorg. Jy sal genoeg hê. Kyk die voëls, hulle werk hard. Hulle sit nie net daar op die takkie en doen niks nie. Hulle werk hard. Maar hulle worry nie. Hulle maak nie by mekaar nie. Kyk die blomme. Kyk hoe mooi is die blomme, kleurvol, versorg, mooi met liefde en detail aandag aangegee. Dit kom van God af. En dan verlep hy. So as God dan iets wat so kort duidelik is, soveel aandag en liefde en sorg gee, hoeveel te meer sal hy vir sy kinders, wat 'n ewigheid by hom gaan wees, sorg, aandag gee, versorging gee, liefde gee. Weereens 'n ingesteldheid. Kom, soek my koninkryk eerste. Erken, alles behoort aan my. Ek sal vir jou sorg. Al skree die wêreld, jou verantwoordelikheid. Jy moet by mekaar maak. Jy moet sorg. Hoor Jesus se uitnodiging. Kom, toets my. Kyk of ek nie dalk vir jou sal sorg nie. Want die interessante ding wat gebeur as ek die koninkryk begin soek, dan begin ek al hoe meer fokus op Jesus. Al hoe meer fokus op hom. En hoe meer ek op hom fokus, hoe meer kry hy kans om my hart te verander en nuut te maak. En hoe meer kan ek vertrou.
Hoe meer ek fokus op geld en op besittings en ek moet dit beheer, hoe meer angstig word ek, hoe sieker word ek. Hoe meer ek op Jesus fokus en hom toelaat om my van binne af te vorm en te verander, hoe meer verdwyn die worry. En dan 'n heerlike uitnodiging. Leer leef, een dag op 'n slag. Weereens, beteken nie, ek moet nie beplan vir my ou dag nie, beteken nie, ek moet nie, nee. Hierdie goed, tussen ons ore, is verskriklik sterk. En hulle is die hele tyd besig met twee goed. Hulle is die hele tyd besig om terug te kyk agtertoe en op te som wat gebeur het, en het ek goed genoeg opgetree, en het mense my aanvaar, en is mense vir my lief, want ek is okay, en ek het goed genoeg het, en is ook die hele tyd vorentoe ingestel, ek moet reg beplan, en ek moet reg optree, en ek moet reg, maar ons is bitter min hier. En waar is God? Hier. Nou. So wanneer ek stres oor goed en oor môre en oormôre, waarmee is ek besig? Ek is besig om God te mis. Hier. Nou. Want ek is daar. Daarmee sê ek weer eens nie, beteken nie, ek moet nie beplan nie, en ek moet nie vooruitdink ook nie. Maar as ergens 'n tyd wat ek moet stop ook met al daai vorentoe dink en terugdink en sê maar, kom ek fokus nou op Jesus. En ek laat hom toe om my te vorm, sodat ek dit treetjie vir treetjie meer kan regkry om hom te vertrou vir die worry vir môre. Ek het 'n aandeel in hoe ek gevorm word. Of deur geld en besittings, of deur God. Wat wil ek moet op 'n sekere manier dink en voel oor geld en besittings. En die aandeel wat ek het, is om my fokus te skuif. Weg van daai, meer en meer hierna, waar Jesus is. Waar Jesus is. Eendag op 'n slag om toelaat om my te vorm, sodat ek kan vertrou. So, hoe dink jy oor geld? Ek wil jou uitnooi om 'n slag regtig daaroor te gaan dink. Regtig daaroor te gaan dink. Hoe dink ek oor besittings en oor geld? Dis 'n hartsondersoek. En dan met die Here daaroor te praat. Sê, Here, hoe dink ek regtig? Hier's wat ek dink. Is dit waar? Is dit diep genoeg uit my hart uit? Dis hoe ek voel oor geld? Of is daar goed dat ek vir myself wegsteek? Ondersoek my hart, Here. En dan die uitnodiging te hoor en sê, kom my kind, ek sal vir jou sorg. Ek sal vir jou sorg. Sien raak dat die worry jou siek maak. En begin oefen om dit te los en my te vertrou. Sien raak waar jy jou skatte bymekaar maak en hoe belangrik dit vir jou is. En fokus op my. En daarvoor nooi Jesus. Wat gaan hier in jou aan oor geld? Laaste sin. Dit gaan nie oor hoeveel het ek en hoeveel het ek nie. Dit gaan oor die gesindheid waarmee ek dit wat God vir my gegee het, hanteer. En hy nooi my om hom meer en meer te vertrou en dalk meer en meer uit te deel. Ek weet nie. Amen. Here Jesus, hier is vir ons moeilike onderwerp. Want ons besittings is vir ons belangrik. Ons besittings gee vir ons gemak en om maklik te kan leef. Ons besittings gee vir ons 'n klomp goed, Here. Wil U vir ons elke een help om te ondersoek in ons harte, met U daaroor te gesels, dat U ook van U kant af vir ons kan wys wat regtig in ons hart is oor ons besittings. Wat regtig in ons hart leef. Here, wys ons waar is ons skat. Dan kan ons hart ontdek. Ek wil kom bid, Here, dat U ons
elkeen as individu, as huisgesin, as gemeente sal vorm om meer en meer die koninkryk te dien. Meer en meer U toe te laat om ons harte te verander rondom ons besittings. Help ons Here om met onsself eerlik te kan wees. En Here, verstaan asseblief, dis vir ons baie moeilik. Maar ek dink U verstaan. Kom dan en maak ons vry van dit. Ek kom pleit en bid dit in Jesus se naam.